Armand Joubert het amper 'n dekade gelede deelgeneem aan The Voice, waar hy 'n 4-stoeldraaier was en dit in die top 32 gehaal het. En nou amper 'n dekade later het hy absoluut 'n musikant in eie rig geword, eie reg en sy stempel afgedruk. Dis glad nie 'n eierige spul nie, dis glad nie smerig nie. Dis 'n eie reg en dis baie lekker om jou hierso by ons op die eiergeelbank te hê. Ek love eiergeel. My gunsteling kleur. Dit maak 'n baie lekker carbonara pasta. Hoe meer eiergeel, hoe beter. Nou is ek honger. Ja, ek ook. Armand, dis baie lekker. Dis die eerste keer wat ek met jou gesels. Jy het al gekuier op die groot ontbyt. Maar ek wil eers bietjie by jou hoor. Ek hoor jy sing sedert jy 5 was. Ja. Vertel ons bietjie van jou witbankjare. Jo. Jou danshare en jou witbankjare. Ja, my witbankjare. Ja, ek sing al vandat ek 5 is. Dis van my ma my ontdek het dat ek kan sing. Ja. En ja, van daar af het I've just loved it. Ek wou dit nog altyd gedoen het en dit net nooit opgehou nie. So ja, witbank groot geword, daarso gesing en van 16 af in die musiekbedryf begin. Ek moet sê dit was al by The Voice duidelik dat jou familie jou ondersteun. Ja. Was dit 'n kardinale belangrike deel van die rede waarom jy kon in hierdie loopbaan ingaan omdat jy goeie ondersteuning het? Definitief. Ek voel as mens nie daai ondersteuning of hy backing het nie, dan is dit baie moeilik want jy staan dan alleen. So ek is baie dankbaar vir my ouers, my familie, want almal is baie musikaal. Almal kan sing, almal kan as iemand nie kan sing, jy kan at least gitaar speel of dans of almal is very into the arts, but I'm the only one that went, okay, ek wil hierdie doen vir 'n loopbaan. So hulle was soos ons sal jou ondersteun en ek's baie dankbaar daarvoor. Sure. En dit is amazing want jy het onlangs weer geskryf, jy weet jy het geopen nou vir Jamie Fine en jy weer gesê maar weet jy as jy jou maak en trots maak, het jy dit reg gedoen en dis beautiful gewees. Vertel ons van hoe was dit om vir Jamie Fine te open? Dit was crazy. Dit was crazy. Ek onthou die eerste show het ek opgetree en dit was amazing. Dit was groot gehore. Ja. So toe ek backstage kom, toe staan sy backstage en toe sê sy net, "Wow, I'm so happy that you're doing this with me." En dit was net vir my soos, okay, bucket list, check. My eerste internasionale kunstenaar wat ek voor oopgemaak het, so ek voel ek doen iets reg en dit was vir my 'n bietjie net daai validation wat ek nodig gehad het. So ja, dit was ongelooflik. Amazing. Jy het onlangs ook op Facebook gesê jy kan nie glo dis nou al so lank terug wat The Voice was nie, en dat dit soveel van jou drome waar gemaak het. Toe wonder ek, wat was jou drome in 9 jaar terug gewees en hoeveel van dit het nou al waar geword en wat is nog op jou bucket list? Jo. Dit maak my eintlik emosioneel as ek daaraan dink wat ek onthou so 9 jaar, 10 jaar terug. Jy weet jy is jonk en jy het hierdie drome in jou hart. Jy wil net iets bereik, wil net iets wees. En dit was nog altyd wat ek wou gedoen het, ek wou nog altyd gesing het. Ek wou nog altyd net I just always wanted to be someone in music. En nou 10 jaar, amper 10 jaar later voel ek dat ek dit kon regkry en ek is so dankbaar daarvoor want obviously The Voice het vir my daai hupstoot gegee wat ek nodig gehad het en elke kunstenaar het dit nodig. Maar dan ook wat ek moes geleer het is na The Voice dit is nou nie nou het jy dit gemaak nie. Now the real work starts. So ek moet regtig baie hard werk en konstant musiek uitsit. En ek is net dankbaar vir alles wat ek kon bereik en vir my fanbase wat ek gekry het. Dit is regtig, ja, sonder hulle sou ek nie gewees het nie. Jy is iemand wat baie rou en eerlik is as dit kom by jou musiek en is dieselfde met Sou Jy. Vertel vir ons oor Sou Jy. Wow, so ek het eintlik 'n droom gehad oor die sang. Ja, ek het geslaap, ek het 'n middagslaapie gevat en toe 'n baie produktiewe middag. Baie produktiewe middagslaapie en toe ja, toe het ek gedroom. Dit gebeur soms met my. Ek droom en dan skryf ek goed in my drome. Ek dink nie my brein skakel af nie want ek sukkel om af te skakel. So toe droom ek oor hierdie sang en ek het die woorde, die melodie, alles het na my toe gekom. En toe word ek wakker en die eerste ding wat ek doen is ek gryp my foon en ek begin rekord en ek sê hierdie is iets ek voel dit kom van I feel like it comes from something bigger than me. Ja. En toe ek het gerekord, ek het vir my producer gestuur, daar ek aan begin werk. En ja, die sang is vir my baie belangrik want dit is ons is in daai tyd van die jaar wat dis besig, maar ook baie mense gaan deur baie mense verloor mense, baie mense raak siek. En hierdie sang is ek sal sê 'n vertroosting vir mense wat deur iets moeilik gaan en
ek het self onlangs deur iets moeilik gegaan waar ons 'n vriendin verloor het. So ja, hierdie sang is net bietjie hoop vir iemand daar buite. Ja. Hoorie, jou kleredrag en jou klank is vir my ewe, sal ons sê, rebels kreatief. Ek like dit. Dankie. Is daar 'n spesifieke stylreël wat jy weier om te volg? 'n Stylreël. Of dalk een wat jy baie slaafs navolg? Ek sou sê ek weet nie, ek is so anders as dit kom by klere en wat ook al hoe ek myself express deur my kleredrag. So ek sou sê enige iets wat altyd mense laat gaan, ek weet nie of dit gaan werk en as ek sê I'll show you. I want to show you it's gonna work. Ja, ek is natuurlik 'n rebel, so ek hou daarvan om anders te wees. En as mense my in 'n boksie sit, dan spring ek dadelik uit. So ja, dis maar net, ek dink jy spring in 'n ander boksie. Dan spring ek in 'n ander boksie of 'n trap op hom. Ja, so ja. Armand, nou jy praat nou van jy wat jy ook geskryf het omdat jy iemand verloor het en 'n bietjie hoop te bring en so aan. En daai selfde eerlikheid waarmee jy musiek maak en skryf en jy weet te sing ook. Is dit soms moeilik beide goeie en slegte terugvoer? Want dit is iets van jouself wat jy daar buite sit. Hoe hanteer mens dit? Dit is moeilik want ek moet myself baie keer distansieer van my eie emosies en omstandighede. Ek voel as ek die sang skryf, dan kan ek my emosies daarin sit en ek kan regtig rou wees. Maar wanneer dit kom by optree en ek moet dit nou vir die publiek speel, dan moet ek sterk wees want ek moet nou die boodskap lewer. So dis vir my moeilik want ek het die eerste keer die sang opgetree by een van my shows 2 weke terug en dit was my baie moeilik om dit te sing. Maar ek moet sterk wees en deurdruk want ek moet nou vir die publiek gee. Die publiek die mense wat in die gehoor sit kan huil, hulle kan emosioneel wees en dit voel, maar ek moet sterk wees en ek moet die boodskap deurdra. So dis vir my baie keer moeilik om myself my eie emosies net bietjie eenkant te sit want ek moet nog steeds eerlik wees en die boodskap lewer. So ja, dis maar die challenge, maar I love it. Maar gelukkig of jy dit net ver genoeg weg te druk dat jy nie huil terwyl jy sing. Yes. Maar ons soek daai rouheid en ons soek daai eerlikheid juis want dit is wat jou uniek maak. Absoluut. Maar dit is moeilik om daai balance te vind tussen ek is nou eerlik en die trane net so bietjie terughou. Net so ekstra paar net so bietjie, Hoorie, ons sien vreeslik uit. Ek dink as daar een mens is wat nou al baie live performances gedoen het en oor die butterflies daarvan kon kom, dan is dit jy. Sê net vir my vinnig, hoe het jy aanvanklik oor daai skoenlappers gekom met iets soos The Voice wat so ontsettend stresvol is? Jy het net daai paar sekondes. Ek dink ek is nog steeds oor dit nie. Ek sit nou hier en ek sê ek gaan binnekort amper moet sing. So I never get over it. Maar ek dink dit is wat my aan die gang hou. Ja. En dit is wat jou as kunstenaar beter wil laat doen. Ek dink hulle sê dis baie klise, hulle sê as dit weggaan moet jy ophou. En ek dink ons 'n goeie rede want dis soos enige iets. As jy regtig stres of jy dalk butterflies dan beteken dit you want to please the audience and that's still my job at the end of the day. I need to please the people that's watching. So Ja, toe ons sien uit na die butterflies wat jy vir ons gaan gee en sou jy net hierna so gesels Armand Joubert bly ingeskakel vir sy regstreekse optrede net hierna.